Goeiedag broeders en susters en almal van julle wat saam luister. Ons gaan nou hierdie week voort met ons studies in ons Nederlandse geloofsbelijdenis. Nou, ons is op die oomblik in ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1 en ons fokus aan die hand van ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1 op die eienskappe van God soos wat dit vir ons geopenbaar word in God se woord. Byvoorbeeld God se almag, God se alomteenwoordigheid. Dit is alles eienskappe van God. Nou wat baie belangrik is wanneer ons oor die eienskappe van God leer, is dat ons nie maar net oor God leer en iets oor God weet nie. Nee, om God te ken, is altyd om in 'n verhouding met hom te wees en dis lewensverandering. En hoe meer jy dan oor God leer, hoe meer groei jy in daai radikaal lewensveranderende verhouding wat jy met God het. Dis wonderlik, dit is die groot doel. Hoekom God hom aan ons openbaar. Hy wil in 'n persoonlike verhouding met ons wees en hy wil hê dat ons hom moet ken in 'n persoonlike openbaring. En so openbaar God hom in sy woord. Hy gee spesiaal sy woord openbaring aan ons, sodat ons hom kan ken in 'n verhouding en hom dan al hoe meer kan leer ken. Byvoorbeeld, sy eienskappe kan leer ken. En wanneer ons dan sy eienskappe leer ken, moet dit ons lewe impakteer en ons lewens vernuut en verander. Ons moet met daardie kennis wat ons oor God het, begin leef. Nou, in God se woord het God ons al ontmoet as die enige God. Dit is een van die eerste eienskappe wat daar in ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1 genoem word, is dat God enig is. Ons leer dit byvoorbeeld in Deuteronomium hoofstuk 6 vers 4. God is enig en dit sê hy is die enigste God en dit raak jou lewe regtig prakties. Dit beteken daar is nie een lewensterrein in jou lewe waar God nie die enigste God is. En dis geweldig ingrypend. Ons kon daarop ingaan, toe ons toch gestaan het by God is enig. Ons kon ook geleer het, God is enkelvoudig, en dit beteken God is nie saamgestel. God is nie die som totaal van liefde en heilig en regverdig. God is nie byvoorbeeld 20% liefde en 30% regverdig en tot 40% heilig of iets van die aard, en uiteindelik het jy, as jy al God se eienskappe binnekaar tel, het jy 100% God nie. God is enkelvoudig en dit beteken, as jy met God te doen het, het jy met die hele God altyd te doen. Met sy liefde, sy heiligheid, sy genade, sy geregtigheid, altyd alles. God is altyd soos wat hy is, heeltemal soos wat hy is. Nou, verlede week kon ons stilstaan by die openbaring dat God Gees is. God is Gees. En nou wil ons hierdie week dieper daarop ingaan. Maar voordat ons dieper daarop ingaan, kom ons probeer net eers so 'n bietjie onthou, waaroor gaan dit as God Gees is? Nou, dit gaan, wanneer ons sê God is Gees, of vanuit die woord leer dat God Gees is, dan gaan dit oor sy wese, dit gaan oor sy natuur, dit gaan oor hoe God is. Het gaan nie oor God is, oor die Heilige Gees nie. Nee, Vader, Seun en Heilige Gees, ons drie enige God is Gees, in sy wese en sy natuur Gees. God is Gees sê dat hy radikaal anders is as sy skepping. Hy is nie sienlik, ruimtelik, fisies, soos sy skepping nie. As God Gees is, dan is hy ook die oorsprong van alle dinge. Hier in Jesaja 31 vers 3 sien ons mooi daar radikale antithese. Die Egiptenaars is mense, nie God nie, hulle perde is vlees, nie gees nie. God is radikaal anders as sy skepping, wanneer hy Gees is. En daarom kan ons ook nie God afbeeld nie. Dis die tweede gebod nie. Is een van die belangrike praktiese toepassings wat ons ook verlede week by ons stilstaan. As God Gees is, dan kan jy nie afbeeld nie. Daarom dat die tweede gebod sê, jy mag geen gesnede beeld maak van wat bo in die hemel is, onder op die aarde of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jy voor hulle neerbuig en hulle nie dien. En dan gaan dit nie daar oor ander gode nie. Nee, die eerste gebod het God klaar afgereken met die ander gode. Jy mag geen ander gode voor my aangesig bring nie. Wanneer daar in die tweede gebod afbeeldinge verbied word, dan gaan dit oor die afbeelding van God. Hoekom kan ons God nie afbeeld nie? Hoekom mag ons God nie afbeeld nie?
Wel, God is gees. Hy's radikaal anders as sy skepping. En dit bring ons ook by die verdere baie belangrike toepassing. As God gees is en radikaal anders as die skepping, dan kan jy hom alleen leer ken in 'n verhouding wanneer hy aan jou openbaar. Hy moet hom deur sy woord aan jou openbaar. En dan doen hy dit. Hy openbaar hom sodat ons met hierdie radikaal ander God, wat gees is, in 'n verhouding kan wees. Nou hierdie waarheid dat God gees is, leer ons by Jesus in Johannes 4 vers 24 waar Jesus sê God is gees. God is gees. En dadelik as ons daardie versie Johannes 4 vers 24 verder lees, dan sien ons dat dit praktiese effek het. En die wat hom aanbid, sê Jesus, moet hom in gees en waarheid aanbid. En nou wil ons hier op dieper ingaan. Nou ons gaan raak sien dat wat Jesus hier sê, dat hy aanbid moet word in gees en waarheid, ons eintlik bring by 'n aanbiddingskrisis, 'n aanbiddingskrisis. So kom ons gaan 'n bietjie verder in op Johannes 4 vers 24. God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. En dan sit ons dadelik hier met 'n aanbiddingkrisis. Maar kom ons gaan eers in op waar het Jesus hierdie woorde gesê? Want as ons dit begin agterkom, dan gaan ons ook meer begin leer oor wat Jesus hier bedoel en hoe groot hierdie aanbiddingkrisis van ons is. En hoe ons daaruit verlos word. Nou, Johannes 4 vers 1 tot 6 vertel vir ons waar Jesus hierdie woorde van vers 24 sê. Jesus reis van Judea na Galilea. Maar dan gaan hy deur Samaria. Nou gewoonlik het Israeliete in die tyd van Jesus nie deur Samaria gereis nie, want Israeliete en Samaritane was in daardie tyd regtig nie op goeie voet met mekaar en gewoonlik het jy hier by Jerigo rond deur die Jordaanrivier getrek en dan aan die ooste kant van Jordaan op noord beweeg en dan in Galilea ingegaan. So jy het Samaria gemis. Maar nou sê die teks vir ons in vers 4, Johannes 4 vers 4, en Jesus moes deur Samaria gaan. So Jesus reis reg deur van Judea af reg deur Samaria op na Galilea toe. En hy moes daar deur gaan en daardie moes is in die Griekse woord, is dit in Grieks is dit dui en dit sê altyd dit is God se moes. God het hier 'n groot plan. Jesus moet deur Samaria reis, want hy moet vir ons iets openbaar. Hy moet vir ons iets wys. Nou op hulle reis deur Samaria, rus hulle toe by Sigar. Die fontein van Jakob is ook daar. Die disippels gaan koop kos in Sagaria en Jesus, in Sigar en Jesus sit hier alleen by die fontein van Jakob en daar gebeur toe iets belangriks. En dit bring ons by aan wie sê Jesus hierdie woorde? God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. Aan wie sê Jesus dit? Wel, Johannes 4 vers 7 sê dat daar 'n vrou uit Samaria water kom skep. En dan ontwikkel daar 'n gesprek tussen Jesus en die vrou daar by die fontein van Jakob, daar by Sigar. Ontwikkel daar 'n gesprek wat uitloop op vers 24. Dit is so 'n foto wat ons nou jy weet vandag daar by die fontein van Jakob, maar dan kyk is dit seker nou 'n bietjie beter gelyk, maar ja, wel hier's 'n foto en maar so 'n bietjie sien hoe die wêreld daar rond lyk. Lyk vir my maar redelik Karoo-agtig. Maar in elk geval, so daar ontwikkel tussen Jesus en die vrou hierdie gesprek wat uitloop op vers 24. Wat belangrik is van hierdie vrou is dat ons haar 'n bietjie van naderby moet leer ken. Nou in vers 16 tot 18 leer ons haar van naderby ken wanneer Jesus vir haar sê in vers 16 gaan roep jou man, dan sê sy in vers 17 ek het nie 'n man nie. En dan sê Jesus vir haar, jy het reg gesê ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Dit het jy nie waarheid gesê. Nou, net hier wys Jesus vir hierdie vrou haar krisis. Sy het 'n verlede van skei, van hertrou, egbreek. Sy leef in 'n lewe van konstante oortreding van die 7de gebod. Op die oomblik is sy ook nie getroud nie, sy bly net saam. Ook heeltemal teen die wil van God en heeltemal ook die oortreding van die 7de gebod.
Intussen tyd beleef sy verwerping en skaamte, en dit sien 'n mens nogals in vers 6 en 7. In vers 6 staan daar, die fontein van Jakob was daar by Sigar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. En dan staan daar, dit was omtrent die 6de uur, en dan staan daar vers 7, daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Nou die 6de uur is hier rondom 12 uur die middag, Israeliete begin tel, hier by 6 uur die oggend, en dan is 6de uur, 12 uur die middag, dis regtig die warm deel van die dag. En dan op hierdie warm deel van die dag kom hierdie vrou om water te skep. Nou, dit is heel ongewoon. Gewoonlik het die vrouens vroeg in die oggend, baie laat middag om water skep, wanneer dit nie so warm is nie. Die vrou gaan reg in die middel van die dag. Hoekom? Want sy wil alleen wees. Hierdie vrou beleef verwerping, skaamte, maar dan is sy nie maar net 'n onskuldige slagoffer nie, nee, sy is skuldig voor God, want sy leef konstant 'n lewe van egbreek. Hierdie vrou is sonder God en sonder hoop in die wêreld. Hierdie vrou is geestelik dood deur haar sonde en misdade, soos Efesiërs 2 vers 1 sê. Dit is hierdie vrou se krisis. Maar haar krisis gaan veel dieper. Haar krisis gaan veel dieper. Sy het ook 'n aanbiddingkrisis. En dit is wat Jesus vir ons ontbloot in vers 19 tot by vers 24. Nou, ons gaan nie in al die detail daarvan ingaan, dit gaan ons te lank neem, maar wat Jesus doen in vers 19 tot 24 is dat hy aan hierdie vrou openbaar dat sy 'n aanbiddingkrisis het. God is gees. God is radikaal anders as sy skepping. En dan skep God ons om te aanbid. Ons sien dit byvoorbeeld in Romeine 11 vers 36. Ons sien dit in Jesaja 43 vers 7, 1 Korintiërs 10 vers 31. God skep ons om hom te verheerlik en om te aanbid. Nou baie belangrik van hierdie hele ding van om God te verheerlik en God te aanbid, is dat God ons nie maak en sê, okay, kom ouens, nou moet julle dit doen. Nee, God wat gees is, skep die mens radikaal anders as hy. Maar dan skep hy ook die mens om God te ken, daar in die begin, in die tuin. En wanneer ons hierdie God wat gees is ken, dan kom ons net agter hoe wow hy is. God wek by ons op verwondering. God wek by ons op blydskap. God wek by ons op dit wat jy Psalm 16 vers 2 sê, daar sê Dawid, Here, daar is my geen God bo U nie. En dan uit hierdie genieting van God, hierdie bewondering van God, hierdie ontzag vir God, borrel daar verheerliking en borrel daar aanbidding. So dit is nie asof God sê, okay, kom, julle moet my nou verheerlik en aanbid en dan bos ons daar. Nee, hy wek dit by ons op, want hy skep ons in die begin om hom te kan ken en hom te sien, te verstaan vir wie hy is. Hy is radikaal anders, maar so wonderlik, en ons gaan nog meer daaroor leer, soos wat ons deur die eienskappe van God werk. Maar nou, hierdie vrou aanbid en verheerlik God nie. Sy doen dit nie. Wat doen sy op die oomblik? Sy geniet en begeer verhoudings met mans bo God en sy wil. Dan is nog iets van om God te verheerlik en hom te aanbid. Wanneer jy hom geniet, wanneer jy hom bewonder, wanneer jy in verwondering kom oor hierdie God, dan kom daar by jou liefde en dan ook 'n oorgawe aan sy wil. Maar hierdie vrou het niks van dit nie. Sy begeer verhoudings met mans bo God en sy wil. Ons kan ook sê dit wat Romeine 1 vers 25 gesê is oor haar waar. Sy aanbid en verheerlik die skepsel, nie God, die skepper wat gees is. Dis die mens, nie net die vrou nie, die mens na die sondevolse groot krisis. Ons is geestelik dood en nie in staat om God wat gees is te aanbid en te verheerlik en te geniet nie. En weet julle wat is die krisis? Sien dit in die vrou. Sy is leeg, haar lewe is sinloos, sonder vreugde, sy sit met skuldgevoelens omdat sy skuldig is, sy word verwerp, sy leef in skaamte. Hoekom? Want dit wat haar bewondering aangryp, dit wat haar lewe dryf, is mans. 1 Johannes 2 vers 17 sê die wêreld en sy begeerlikheid gaan verby. En as jy
as jy jou bron vir aanbidding, jou bron vir vreugde net in die wêreld soek, ons dit so tydelik, en ons sien dit by die vrou, sy soek dit in mans, en elke keer gaan dit verby, elke keer stel dit teleur, elke keer stel dit teleur, elke keer stel dit teleur, en haar lewe is in 'n chaotiese gemors, en sy mis dit om God te aanbid. Sy mis 'n lewe wat volgemaak word deur hierdie God wat Gees is, wat gans anders is, en haar kan volmaak met verwondering en vreugde en sin en doel. Nou is die vraag, hoe kom ons uit hierdie aanbiddingskrisis? Nou, dit sien ons, wanneer ons nou weer teruggaan na Johannes 4 vers 24. Binne in hierdie krisis, kom sê Jesus vir hierdie vrou hierdie woord, God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Nou in hierdie woorde van Jesus lê opgesluit die verlossing uit ons aanbidding krisis. Wanneer Jesus praat van moet hom in gees en waarheid aanbid, dan gaan gees daar oor die Heilige Gees. Waarheid in Johannes Evangelie is altyd Jesus. Dink maar aan Johannes 14 vers 6, waar Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my. So wat Jesus hier sê, aanbidding van God wat Gees is, kan alleen gebeur in en deur die Heilige Gees. En daarmee saam, aanbidding van God wat Gees is, kan alleen gebeur in en deur waarheid, wat onlosmaaklik verbonde is aan Jesus self. Ons kan ook sê, aangesien Jesus die gewer van die Gees is, en verpersoonliking van die waarheid is aanbidding van God, wat Gees is, aanbidding wat bemiddel word deur Jesus. So wat Jesus eintlik vir hierdie vrou sê is, wanneer hy sê, dat God is Gees, en wie hom aanbid, moet hom aanbid in gees en waarheid. Jesus vat hierdie vrou eintlik, en hy vir ons, terug, na dit wat hy vroeër in hierdie hoofstuk gesê. In vers 9, Jesus vir hierdie vrou gevra, gee vir my 'n bietjie water. Of in vers 8, vers 7 eintlik het Jesus dit vir haar gesê. En dan antwoord die vrou nogals baie kwaai, sy sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? En dan sê Johannes vir ons, hoekom sy so kwaai reageer, want die Jode het geen gemeenskap met die Samaritane. Maar dan laat Jesus haar nie afsit deur hierdie kwaai antwoord van die vrou nie, en hy sê vir haar in vers 10, as jy die gawe van God geken en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee. Lewende water. En wanneer Jesus in Johannes 4 vers 10 praat van lewende water, dan praat Jesus uit die Ou Testament oor, of hy praat uit die Ou Testament, waar ons leer dat water 'n simbool is van die lewendmaking van die Heilige Gees. Ons sien dit byvoorbeeld in Jesaja 44 vers 3 en 4. Daar staan in vers 3, ek sal water giet op die dorsland. Hier is nou so 'n lekker prentjie van 'n woestyn. En strome, ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. En wat gebeur as daar water in die woestyn is en strome in die droë grond? Wel, daar kom nuwe lewe. En dan sê Jesaja 44 vers 3, en ek sal my gees op jou kinders uitgiet en my seën op jou nakomelinge, en hulle sal uitsprei tussen die gras in soos wilgerbome by waterlope. So, ons is van nature dood soos die vrou, en wat ons nodig het is die lewendmaking van die Gees, en in die Ou Testament, byvoorbeeld in Jesaja, word dit vergelyk met water, en dis wat Jesus vir hierdie vrou gesê, jy het lewende water nodig, jy het die Heilige Gees nodig, wat jou lewend kan maak. In Jesegiel 47 vers 1 tot 9 is daar 'n skitterende voorbeeld, daar word vertel van die tempel,
En uit die tempel vloei daar hierdie water, en hierdie waterstroom vloei af na die dooie see toe, oos, na die dooie see toe. Kyk hier, Jerusalem, die tempel staan in Jerusalem, en die oos van Jerusalem lê die dooie see. Nou in die dooie see is daar absoluut geen lewe nie, want die mineraal en soutinhoud van die dooie see is net gewoonweg te hoog, maar dan staan daar, dat daar hierdie lewende water uitvloei uit Jerusalem se tempel uit, en daar waar hierdie water vloei, verander die wêreld in 'n paradys, en uiteindelik loop dit daar in die dooie see in, en dan word die water gesond, dit wemel van visse. Nou, Jesus is die vervulling daarvan. Jesus is die tempel, in Johannes 2 lees dit, uit hom vloei lewende water. Hy is die een wat doop met die Heilige Gees, sê Johannes 1 vers 33, en so bring hy nuwe lewe. Sagaria 13 vers 1 sê, ek nou net my Bybel gou daar oopmaak, Sagaria 13 vers 1 sê, in die dag sal daar 'n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid. Dus, hierdie vrou moet dit weet, sy het Jesus nodig. Ek en jy wat sit in 'n aanbiddingkrisis het Jesus nodig. Ons is dood in ons sonde en misdade. Ons is skuldig voor God. Wat het ons nodig? Jesus wat ons kan reinig. Jesus wat ons deur sy Gees lewend kan maak. En dan kan ons weer aanbidders van God wees, van God wees. God wat Gees is, van hierdie radikaal ander God. Wat Gees is, radikaal anders as ons. En dan besef ons, wanneer ons so lewend gemaak is, dan besef jy, dat jou hoogste goed nie hier in die skepping is, maar in God. En jy begin dit raak sien. Jy begin hierdie begeerte na God hê. En jy begin uitkom waar Dawid sê in Psalm 16 vers 2, vir my is daar geen goed bo en dan uit dit uit borrel verheerlik en aanbidding van God. En weet jy, dit maak jou lewe vol vreugde. Om God wat Gees is te aanbid, maak jou lewe vol vreugde. Hoekom? Want hierdie God wat Gees is die een wat jou lewe, wat jou in jou opwek, vreugde, blydskap, verbonde, ontsag. Jou lewe word weer vol sin, vol doel, vol rigting, omdat hierdie God wat Gees is, sy seun stuur om ons nie te kom te herskep, sodat ons hom kan aanbid. Nou, dit was dan hierdie week se studie in ons Nederlandse geloofsbelijdenis wat ons uitgebring het by die wonderlike teks Johannes 4 vers 24. God is Gees en die wat hom aanbid moet hom in Gees en waarheid aanbid. Deur die Heilige Gees en deur die waarheid wat Jesus is, bring God wat Gees is ons daarby uit om hom te aanbid. Julle moet 'n goeie week verder hê.